Môre, dis Vrydag die 7de November en ek hoop dit gaan regtig goed met jou vandag. Mag jy die vrede van Yahweh, die Here wat altyd getrou bly, in jou hart voel. Raop is dit 'n bietjie swaar daar binne. Vandag wil ek gesels oor iets wat nie maklik is, vergifnis. Die soort wat seer is, jy weet, daardie een wat jou laat voel asof jy verloor het. Het jy al daar gesit met jou hartseer van iets wat iemand gesê of gedoen het en jy dink, Here, hoe vergewe ek dit? Soms voel vergifnis nie regverdig nie. Jy voel amper asof jy die prys betaal vir wat iemand anders gedoen het. Maar weet jy, die Bybel sê Yahweh kan selfs kwaad gebruik om iets goeds te bring. En dis presies wat hy in Yeshua gedoen het. Jesus het betaal vir ons sondes, sodat vergifnis nie meer 'n las is nie, maar 'n pad na vryheid. Ek wil saam met jou lees uit Genesis 50, die verhaal oor Josef. Jy onthou sy storie, die broer wat verkoop is, verraai is en vergeet is. En toe jare later staan hy voor dieselfde mense wat hom seer gemaak het. Hy sê vir hulle, is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink. Dis ongelooflik, né? Josef kies om te vergewe. Nie omdat hy vergeet het nie, maar omdat hy glo dat Yahweh die enigste een is wat reg kan maak. En Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 32 vir ons, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Dis die kern van vergifnis. Nie omdat mense dit verdien nie, maar omdat ons weet hoe dit voel om self vergewe te word. Vergifnis beteken nie jy maak asof dit nie seer is nie. Dit beteken jy gee die seer vir God. Jy sê, Here, U sien, U weet, ek gee dit oor. So hoe doen mense dit in die werklikheid? Ek dink dit is 3 eenvoudige maar eerlike stappe. Eerstens, noem dit. Sê vir God, Here, dit het seer gemaak. Hy weet dit klaar, maar hy wil hê jy moet dit erken. Tweedens, bely dit. Sê, U is God, nie ek nie. Ek hoef nie die regter te wees nie, U is genoeg. En derdens, laat gaan. Sê, omdat Jesus betaal het, laat ek los. Nie omdat die ander persoon dit verdien nie, maar omdat jy nie meer die las wil dra nie. Weet jy, in Hebreëus is die woord vir vergewe salah. Dit beteken letterlik om iemand vry te laat. Dis nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse. Dis om te sê, ek gaan nie langer gebind wees aan hierdie seer nie. En nog 'n mooi woord is gesed. Dit beteken troue liefde, daardie tipe liefde wat nie ophou nie, selfs wanneer dit pynlik is. Dis die liefde wat Jesus aan die kruis gewys het. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, U is heilig en goed. Dankie dat U ons vergewe het deur Jesus Christus. Vandag gee ons seer vir U oor. Ons gee ons reg op wraak vir U oor. Vergewe ons hardheid, Here, en help ons om genadig te wees. Laat U wil geskied in ons harte en vul ons met U vrede. Bewaar ons van bitterheid en vul ons met U liefde wat nooit ophou nie. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Jy is vergewe ten volle deur die bloed van Jesus. En omdat jy vergewe is, kan jy ook vergewe. Jy hoef nie te wag vir die regte gevoel nie. Doen dit net vandag in geloof. Stuur 'n boodskap van vergifnis of bid vir iemand wat jou seer gemaak het. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.